Die vraag ontstaan, hoe kry 'n mens die nuwe lewe? Hoe raak jy bewus daarvan? Hoe word dit gerealiseer in 'n mens se lewe? En ons sien dat dit reg van die begin af gekom het met 'n opdrag tot bekering. Dis amper soos 'n bevel. En die bekering soos dit hier gebruik word, is eintlik 'n woord wat uit die militêre lewe kom, as 'n bevel aan 'n groep soldate, wat in 'n sekere rigting loop en dan moet omdraai 180 grade terug. Dit is wat bekering eintlik beteken. En daarom sien ek in Matteus 3 vers 2, dat Johannes in daardie tyd, die Johannes die Doper, daardie tyd in die woestyn van Judea begin preek het. En wat het hy gesê? Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dit is in 'n bevelsvorm. Dit is 'n opdrag. As jy die nuwe lewe wil hê, bekeer jou, draai om. En in Matteus 4 vers 17 sien ek dat die Here Jesus ook begin preek en gesê het, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Paulus praat in Romeine 2 vers 4 so pragtig oor God se wil vir ons. Hy sê God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Dan sê hy, sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? God se guns in jou lewe het 'n doel om die nuwe lewe vir jou beskikbaar te maak deur bekering. In Handelinge 17 vers 30 tot 31 lees ek dat God die tye van onkunde oorgesien het, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het hy hom, dit is nou Jesus, uit die dood laat opstaan. Paulus het hierdie ding goed verstaan. En ek lees dat hy in Handelinge 26 vers 20 sê, hy sê ek het eers vir die mense Damaskus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en die heidene nasies gegaan en vir hulle gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer. En dit moet hulle bewys met dade wat by die bekering pas. Hoe lyk ons lewe? Pas ons lewe by die bekering wat ons so graag bely, wat ons so belangrik ag? Kom, ons sorg dat ons bekering nie net 'n mooi woordjie is nie, nie 'n bedreiging is nie, maar 'n aanmoediging om die nuwe lewe te waardeer en te geniet. Ons praat verder volgende keer. Loop mooi.